Welkom by die week se AMT Wildsoorsig. Ons kyk hierdie week na die nuutste veilingspryse en hoe pryse die afgelope week dan geskuif het. Ons gesels ook met Franco soos ouer gewoonte oor die nuutste nuus in die wildsbedryf en wat ons nou voor moet uitkyk. So maak seker om dit nie te mis nie. Daar is geweldige prysverskille tussen spesies, areas en variante en gee ek dis die gemiddelde pryse deur van die afgelope week op alle veilings slegs om 'n tendens te probeer kry van waarheen die mark oor die algemeen op pad is. Om gemiddelde pryse te kry, het ons dan die gemiddeld gevat van die vroulike dier, die manlike dier en die teelkudde vir 'n spesifieke spesies. So, die idee is om na die spesies se gemiddelde prys te kyk en nie spesifieke diere se pryse dan deur te gee nie. Eerstens kyk ons na vlaktewild. Hier het die gemiddelde prys oor al hierdie spesies met 11% gestyg die afgelope week na R9.017. Onder hierdie kategorie val dan springbokke wat met 44% gespring het week op week na R5.997 gemiddeld. Rooibokke het 24% opwaarts beweeg na R4.948, terwyl blesbokke 2% gestyg het na R4.088. Gemsbokke is so 3.5% hoër op R20.492, terwyl blouwillebeeste 28% gestyg het na R11.137. Vir die intermediêre wild het die gemiddelde prys met 8.5% toegeneem week op week na R20.601. Onder dit het Kaapse elande hoër ingekom op R23.275, kameelperde daal na R24.808, kudu spring met 40% na R29.621, Letchways bly op R14.272 en Jalas daal na R14.537 en rooi hartebeeste 19% hoër op R17.095. Hoërwaarde wildse gemiddeld het omtrent onveranderd gebly en staan hierdie week dan op R50.331. Baster gemsbokke daal na R41.190, buffels styg na R71.763, Livingston elande het onveranderd gebly op R58.222, met swartwitpense 9% laer op R30.149. Kleurvariante se gemiddelde of indekspryse het dan gestyg met 10.6% week op week na R25.141, wat ook vir ons dui op goeie vraag tans. Die hoogste stygings hier was swart rooibokke wat 30% gestyg het na R23.459 en swart springbokke wat dan 32% gestyg het na R7.148. Frank, ons het hierdie week dan die eerste keer bietjie wildspryse uitgebring, veilingspryse wat ons nou gemiddelde prys van voorgekry het. Ons het ook verduidelik hoe ons by die pryse spesifiek uitgekom het. Jy weet nou lank handel dryf in die wildbedryf en baie lank betrokke is. Hoe moet die mense, kan ek sê, deelnemers in die bedryf nou hierdie tipe inligting sien? Johnny, dankie. Ja, so jy sê ek is baie opgewonde saam met jou oor jou eerste keer dat ons nou pryse op het kan vir die mense sê wat landwyd gebeur. So jy het baie moeite gedoen en ons sê dankie vir die insette wat ons gekry het daarvoor. Ek dink die mense moet net kyk, onthou dis 'n landwyse ding. Dis nie net 'n spesifieke veiling nie, so dis 'n gemiddeld oor baie diere en baie aspekte en so dis 'n meer realistiese aanbieding wat jy aangebied het. So ek dink ja, ons kan baie leer daaruit. Hoe langer ons dit gaan doen, gaan ons 'n tendens kry en ek dink dit is wat die mark half soek. Daar was nog nooit konkrete bewyse wat pryse maak oor die lang termyn nie. Frank, ons het gesien, pryse is op vlaktewild 10% op, ek in kleurvariante en dan spesifiek ook 10% op, en dan intermediêre diere so 8%, maar hoërwaarde diere is baie sywaarts gewees op die laaste week op week nou natuurlik. Sien ons dit tradisioneel hierdie tyd van die jaar wat pryse begin optel soos veilings meer en meer word, of ja, is dit 'n unieke tipe gebeurtenis? Kyk, dit gaan maar oor die aanbieding aan, wat beskikbaar is. Ek sê, op 'n veiling is daar byvoorbeeld ons laaste sê dalk net een Nyala-bil op. So dit beïnvloed wel die pryse van die groep, maar dit gaan nie 'n landwyse groot verskil maak nie. So ek dink dit speel 'n rol. Oor die, kan ek sê, ons skaars spesies of eksotiese spesies wat jy dit wil noem, daar was nog nie regtig kwaliteit diere op gewone vlaktewild veilings, ek ons noem dit maar so. So ek dink ja, ons moet kyk na daai ding. Ons kyk die naweek wat verby was daar 'n groot veiling geweest, juis vir die dierdermark, ons stoetmark of eksotiese mark of kwaliteit diere, ons het nou 'n bietjie daaroor gesels. Maar ek dink ja, in hierdie tyd van die jaar is daar definitief 'n groei in pryse normaalweg. Soos ek jou sê, hy praat hier van Julie, Augustus aan, gaan hy weer 'n bietjie afplat, maar ek dink op hierdie stadium kan ons dit definitief 'n groei sien kom en verder groei as gevolg van baie
faktore in die mark. Ja, dis natuurlik soos die jagmark begin optel of soos die oorsese kon ek sê deelnemers begin in die mark inkom, spesifieke jagters soek spesifieke diere, daai tipe goed wat jy laas van gepraat het. Ja, as ek jy sê definitief en ons sit met ons gaan nou weer daaroor praat oor die permitstelsel en die moeilikheid om diere te begin skuif. Sekere veilings gebeur, maar kyk, laasweek by 'n veiling verby wat veiling gehou het, sê Vrydag, Sondag toe hulle nog diere uit as gevolg van permitte wat is. En as jy nie 'n permit kry, staan daai diere gewoonlik in hok of op die plase, verstaan. Baie ons verkoop hulle wild, maar hulle kry nie die nodige vervoer permit om hy goed te vervoer is volgens staatsveearts en klomp goederskies. Franco, die spesifieke veiling wat jy nou verwys het oor die naweek, wat het daar gebeur of wat het jy was spesifiek nou daar gewees? Ek kon dit nou nie bywoon nie, maar wat het jy daar gesien? Kyk, dit was, kon sê maar die who's of who's was daar gewees van die bedryf. Daar's 'n briljante veiling aangebied. Die kwaliteit was van hoogstaande gehalte. En dis 'n ding wat ons graag wat ek met die mark wil bespreek op hierdie stadium is oor daai tipe veilings en oor die teenoor die gewone veilings. Daar's baie mense wat sê ja, maar dis onrealistiese pryse. Dit is nie wat werklik in die mark aangaan nie, maar ek dink die mense moet besef die diere wat daarop is vir jou stoetelers. Konstant vir die beeste, konstant. Jy gaan nie die diere sommer op 'n ander plek kry nie. Die baie ons sê maar hy soortgelyke diere, maar hy kry nie die pryse nie. Dit is normaalweg. Jy nou gaan nie dieselfde pryse kry as 'n ander ou nie. Hierdie ou is al jare in die bedryf, hy's 'n kleiner teeler, so hy's nie so bekend nie. So daar's baie faktore wat 'n rol speel met dit, maar soos ek sê die pryse was ongekend vir die laaste 2 jaar amper in die wildbedryf. En mens moet ook die regte amper reputasie in die bedryf hê en natuurlik die regte verkoper en die regte koper om daai tipe hoë pryse te hê saam met die kwaliteit diere eintlik dan moet 'n unieke kan ek sê omgewing geskep word vir hierdie tipe pryse om gekry te word. As jy gaan kyk die diere wat uitstaande pryse gekry het of goeie pryse is almal teeldiere. Kwaliteit manlike diere wat nou by kuddes gesit gaan word met 'n doel. Een van my kliënte byvoorbeeld het 'n blou wildebeestbul gekoop vir baie geld, 1.9 miljoen. Maar hy het 'n doel met daai bil. Hy wil met hom iets gaan teel om ergens uit te kom en hy het die vroulike diere om daarby uit te kom. So dis sy rede hoekom hy dit gekoop het. So daar's net soos wat die buffelkoeie 5.6 miljoen of 5.1 miljoen gegaan het. Dis genetieke wat van 'n bil wat nog nie in die mark beskikbaar was algemeen wat dragtig was van 'n groot bil of kalf het en dan van hom dragtig is. So dit skep heeltemal 'n ander atmosfeer, 'n doelwit wat geskep word. Ja, daai diere gaan nie noodwendig nou môre gejag word nie. Hulle het nie, is 'n genetika wat nou eintlik vorentoe belê word amper investment in jou kudde en met die hoop dat jy ook weer eendag 'n groot dier uit dit uit gaan kry. Ja, kyk, so ek sê almal droom van daai 60 duim buffelbil wat geteel gaan word. Ons is by die 60 duim seibels verby. Ons is op pad na die 70 kudu-merk toe, van hier en daar is daar, maar as ek sê, dit van die ouens teel, hulle probeer daai 30 duim swart rooibok teel, dit van die ouens teel, verstaan, dit is doelwitte, dit is elke ou se persoonlike mikpunt in die lewe, om sy legacy te bou, kon sê het so. Ja, seker. Ek wil gou by die permitte uitkom wat jy nou genoem het, daar's groot bekommernis oor dit en is 'n groot frustrasie eintlik op die oomblik. Baie red tape rompslomp en ek dink die bedryf gaan soveel vinniger en beter funksioneer as ons net hierdie goed uitgesorteer kan kry. Wat sien jy tans in die bedryf is die groot frustrasie? Johnny, vir elke kompliment wat ons gekry het oor ons program, kry ek 10 oproepe van mense wat frustreerd raak met die stelsel. Die beesboere kry 'n staatsveearts permit en hy kan self sy beeste na veiling toe vat of slagpale toe wat. Die wild werk anderster. Jy kry die staatsveearts permit, ons gaan nou dit hanteer, en dan die volgende proses jy moet by natuurbewaring 'n vervoerpermit kry, nooit so. Nou eerste probleem, nou kry die staatsveearts permit moontlik. Kon sê 'n sekere tyd, in Limpopo wag ons nou al 3 weke vir 'n staatsveearts om dit goed af te teken. Van ons net een persoon wat dit kan afteken. Die mense raak frustreerd. Wild is goed wat dadelik moet geskuif word ook. As ek by jou kom bokke vang, kan ek nie wag tot daar eendag 'n permit is om die bokke te skuif. En daai ons is ook, ons het 6 maande wat ons moet wild skuif. So ons is beperk. Jy's werkliks vol geboek met goed wat jy moet skuif en jy kan nie agterraak op die goed nie. So nou kry jy die staatsveearts eintlik sy permit. Nou moet daai veearts permit na natuurbewaring toe gaan. Natuurbewaring, party van hulle het goeie sisteme. Party ander werk nog op 'n handsisteem, dan kom hy goed nie by mekaar uit nie. Ons wag vir Limpopo en ek sal graag Limpopo se naam wil noem, vir amper meer as 'n maand al. Ons het laasweek permitte ingedien, toe ons al hierdie week opvolg, toe sê die ou ja, maar onthou een plek is nie geteken nie en dit is nie reg nie. Daar's nie 'n terugvoer wat gebruik. Dit half so of die mense
gebruik word, ons is maar so, om die werk te doen. So ek sê dit is, en almal is afhanklik om wild te skuif. Verstaan, ons weet van die back and claw, ons weet die risiko, maar as die staatsveearts vir jou 'n brief gee, dan voel ek amper vir my kan jy die diere begin skuif. Ons sit nou met weer eens met daai 9+1 en ek dink regtig die minister sal kenners om die tafel moet kry en hierdie probleem oplos, want dit gaan net moeiliker en moeiliker word. Verstaan. Almal is sensitief vir die back and claw, maar ek dink ons is regtig op hierdie stadium wat wildbedryf 6 maande van die jaar aktief in die mark is, moet dit uitgesorg word en vinnig ook. Dit kan so groot bydra tot die ekonomie, nie net landbou eintlik nie, maar dit kan tot die totale ekonomie bring en dit is tog 'n amper 'n natural resource, 'n natuurlike hulpbron wat ons eintlik het, wat ons moet baie beter benut en nou het ons hierdie beperking wat op ons gesit word. Dink jy dit kan opgelos word as wild moontlik in landbou, in die landbousektor geïnkorporeer word? Kyk, daar was baie sprake, daar was al op 'n stadium wat wild soontoe gegaan het, maar ons het jy sê, laat ons eerste program gepraat oor natuurbewaring wat 'n mag wil handhaaf oor privaat besit van wild en ek dink nie dit is nodig nie. Ek dink wild is in privaat besit, hy kan dieselfde hanteer word as 'n bees wat ook al. As jy gaan vat die naweek se omset van R54 miljoen op daai veiling. Nou het jy daai dier gekoop. Jy het 'n swart rooibok ram gekoop vir R1.5 miljoen. Jy wil hom by jou kudde hê. Jy kan nie nog wag laat die ene besluit dis reg en daai ene moet besluit. Dan mis jy die dekseisoen. So waarvoor het jy die ram gekoop? So ek dink die diere is onder stres, hulle gaan dood en daar's klomp ander faktore om wat ook 'n groot rol. Ja, so ek sê die verkoper het die geld nodig weer om sy projek te finansier waarmee hy besig is. So ek dink daai is 'n groot probleem. Ons sit regtig as jy vat daai diere moet nou geskei word. Dis waarvoor hulle gekoop is. Hy kan nie wag tot volgende jaar om daai dier te skuif nie. Ek sê die ou in die staatsdiens wat ook al of wat daai permitte moet goedkeur. Hy kry 'n salaris. Hierdie ou het 'n doel in die lewe. Hy probeer daai goed so vinnig as moontlik om ook iets te skep, 'n nageslag, herinnering, iets vir ons almal se nageslag om te sê luister, dis wat geteel is uit Suid-Afrika. Jy gaan kyk, Suid-Afrika se wildteelprojek is uniek in die wêreld. Dit is suksesvol, dit werk en dit kom ons toeloop van jagters het na Suid-Afrika toe, want hulle die kwaliteit van diere het baie verbeter. Wat dink jy is, want ek wil nie net die probleem uitlig nie, wat dink jy is die oplossing? Dis jy sê, ek dink die minister moet saam met die minister van Landbou en minister van Omgewingsake, dis maar die groot departemente wat ons hanteer en om 'n tafel sit saam met kenners, wat jy sê. En ek sê net, dit moet net makliker wees om diere te skuif. 'n Rooibok is 'n rooibok, wat ek laas gesê het. 'n Kudu is 'n kudu. Daar's net, die buffels het sy eie protokol, hulle kan daarmee aangaan. Verstaan, daar is die staatsveearts betrokke, en weer eens, is dit nodig van natuurbewaring ook betrokke te raak. As die staat sê, die buffel is skoon van daai back and claw, BM, corridor, daai siektes, hoekom moet die regering of die natuurbewaring nog 'n rol sê om te, ja, jy wil nou weet waar gaan die dier heen. Ek dink dit veroorsaak 'n baie groot probleem in ons bedryf. En wat een van die ouens wat ook wildvang my gekontak het, sê Franco, ons as wildvangers word geken as skelm. Maar ons kry nie die permitte nie. Ons moet die diere skuif en dit gebeur net nie. Ja. Yes, en ek kan net dink die frustrasie om met een departement eintlik te werk. Nou moet jy nog met veeartse en met die departement en dit is net 'n verskriklike frustrasie dink ek op die oomblik om die goed te geskuif te kry. Baie dankie Franco. Ek sal self kyk of ek binnekort by die minister van Omgewingsake wil die ou kan uitkom nie. Ek weet ek en hy het al gesels, so hy is ook bereid om daar vir ons kommentaar te lewer en ek weet hy van sy kant af druk hy ook. Hy self 'n pilsboer of 'n jagter en ek dink hy sal nogal probeer druk dat hierdie goed vinniger kan geskied en dat ons bietjie van hierdie frustrasies kan hopelik uit die weg ruim binnekort. Baie dankie vir jou tyd Franco, baie insiggewend geweest. Dankie, ek sien uit na dat jy sê by die minister kan uitkom. Ek dink dit gaan vir ons baie deure oopmaak en ja, ons program verander baie goeders en ons hoop ons verander hierdie en ook vir die res van ons kliënte. Baie dankie dat jy ingeskakel het hierdie week. Skakel gerus in volgende week wanneer ons weer vir jou die nuutste nuus en pryse in die wildbedryf bring. Tot volgende week.